Vriende, goeiedag. Welkom by hierdie derde in ons reeks Wandel in die Woord, hierdie week in aanloop tot eerskomende Sondag se Hervormingsfees. Vanoggend se tema is die Skrif, die Kerk en 'n nuwe leeswyse. In die vroeë kerk is die Skrif nie los van die kerk verstaan nie. Die kerk was die moeder wat haar kinders geleer het hoe om die woord te vertolk en toe te pas. Binne hierdie geborgenheid is die Skrif ondersteun deur die sakramente en die tradisie. Vincentius van Lyrinus het dit duidelik gestel. Alle uitleg moes ooreenstem met wat die kerk altyd, oral en deur almal geglo het. Die uitsprake van die kerkvaders, dogmas en besluite van konsilies het die norm geword hoe die Skrif vertolk en aan lidmate, of dan nou soos dit ook genoem is, leuke geïnterpreteer is. Tradisie en Skrif was nie teenpole nie, maar 'n onskeibare geheel. Die kerk het geglo dat sy die sleutel tot die verstaan van die Bybel gehou het en dat die ware betekenis van die woord binne hierdie grense opgesluit lê. Maar teen die laat-middeleeue het hierdie tradisie begin om mense te verstik. Die kerk het haar mag uitgebrei oor politiek, oor kuns, oor die betekenis van die Skrif, ja, oor mense se saligheid. Die tradisie is as te ware oorspoel met nuwe dogmas en uitsprake, en die uitleg van die Skrif moes voor dit buig. En wie nie wou buig voor hierdie uitleg nie, is verwerp of verbrand. Luther het hierdie gesag verwerp. Hy het 'n ander sleutel tot die Skrif gevind, Jesus Christus. In sy uitleg van die boetepsalms is Christus nie eksplisiet in elke vers ingelees deur Luther nie, maar hy het tog tot die oortuiging gekom dat Jesus die hartklop van die ganse interpretasie as sodanig is. Christus is die genade, geregtigheid, waarheid en troos van God. So sondig en hitte nie sonder die son bestaan nie, so is Christus implisiet teenwoordig in elke teks wat van God se genade spreek. Luther bely dat wanneer hy Christus nie in die Skrif kon vind nie, hy geestelik honger gevoel het. Die Skrif moes dus uiteindelik in die lig van Christus vertolk word. Anders, so het Luther tot die oortuiging gekom, verloor gelowiges maklik perspektief op God se genade. In Johannes 5 vers 39 en 40 lees ons onder meer die volgende: Julle ondersoek die Skrifte, omdat julle dink dat julle daarin die ewige lewe het, en dit is vir hulle wat van my getuig. Tog wil julle nie na my toe kom om die lewe te hê nie. Waarom juis hierdie teks? Jesus wys hier dat die Skrif nie 'n doel op sigself is nie, maar 'n wegwyser na hom. Dit sluit aan by Luther se ontdekking in verband met Christus. Jy kan die Skrif intens bestudeer, maar die hart daarvan miskyk. So ook het die laat-middeleeuse kerk die Skrif gestruktureer en gereguleer, maar dikwels sonder die lewende teenwoordigheid van Christus. Christus nooi die hoorders om nie net die Skrif te ken nie, maar om tot hom te kom. 'n Beweging van kennis na ontmoeting, van dogma na genade. Dit is die kern van Luther se nuwe leeswyse. Vriende, kom ons bid saam. Here, ons dank U vir die Skrif, vir die stem van die woord deur eeue heen, gedra deur die kerk, gevorm deur die tradisie, maar uiteindelik lewend gemaak in Christus. Bewaar ons, Here, van 'n leeswyse wat U miskyk. Laat ons nie net die letters ondersoek nie, maar die lig vind waardeur dit skyn. Laat Christus ons sleutel wees, die genade in elke vers, die waarheid in elke uitspraak, o Here, die troos in elke gebod. Mag ons nie net weet nie, maar ook kom, nie net verstaan nie, maar Here Jesus, U ontmoet, nie net lees nie, maar leef. Ja, leef, o Here, in U teenwoordigheid, deur U woord, in die Seun Jesus Christus.
Amen.